Welkom by die luistermeditasies vir Paase. Vandag is Dinsdag, 5 Mei, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Psalm 22, vers 24 tot 32 in die 1983 vertaling. Hierdie luistermeditasie is 'n uitnodiging aan jou om vir 'n oomblik jou dag te onderbreek, opnuut jouself na God te draai en jou in te stel vir dit wat die Gees vandag in God se woord vir jou wil oopbreek. Gebruik hierdie oomblik om in die teenwoordigheid van God tot rus te kom. Die gedig Psalm 8 van Toesius, sy eerste strofe, nooi ons dieper die stilte in. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde waterwee, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of orals blink u naam en majesteit. Amen. Psalm 22 vers 24. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom nageslag van Jakob, betoon hom eerbied nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie verontagsaam en gering geskat nie, hom nie daaraan teruggetrek nie, maar die hulp geroep na hom het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af, my gelofte sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet, en sal die wat na die wil van die Here vra hom prys. Mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele aarde sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien, en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. In hierdie gedeelte van die Psalm begin die psalmdigter anders praat. Waar daar eens 'n roep uit verlatendheid uit was, is hier nou 'n stem wat lof bring. Hier is eintlik 'n beweging van lig na die donker, na gemeenskap weg van alleenheid. Van U kom my lof in die groot vergadering. Die een wat U geroep het in die diepte, aan die begin, staan nou tussen ander en vertel die verhaal van God se redding. Hier is iets wat ons nie moet miskyk nie. Dat lof nie altyd uit gemak gebore word nie, maar baie dikwels uit oorlewing. Die nederiges sal eet en versadig word. Die wat gesoek het sal vind. Die wat gewag het sal weer asemhaal. En dan word die kring weier. Al die uithoeke van die aarde sal onthou. Nasies sal na God toe draai. Mense wat nog nie gebore is nie sal hoor van wat God gedoen het. Hier is 'n storie wat nie by een lewe bly nie, maar wat beweeg, oorgedra word en vertel word van geslag tot geslag. Hy het dit gedoen. Nie ons nie, nie ons krag nie, nie ons vermoë nie. God. Psalm 22 eindig nie net in persoonlike redding nie, maar in 'n wêreld wat stadig leer om te onthou dat God die een is wat getrou bly. Ek nooi jou uit om oor jou eie geloofstorie terug te dink. Waar in jou lewe het pyn, soos die pyn van die digter, stadig plek gemaak vir dankbaarheid?
In die lig van hierdie Psalm, waar sien jy dat God se werk verder en wyer strek as net jou eie lewe? Dink hieroor bidend na. In die laaste oomblik wil ek jou ook uitnooi om weer te draai na hierdie Psalm. Waar word jy ook genooi om deel te wees van hierdie nageslag wat vertel van God se getrouheid, wat getuig van sy verlossing, wat ook oor jou lewe sê, die Here het dit gedoen. Praat met God in gebed hieroor. Kom ons bid saam. Getroue God, U bring my deur donker na lig. Laat my lewe U lof vertel, nie net vir myself nie, maar vir ander en vir die wat nog kom. Amen.